Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie donderdagoggend. En ja, ons gaan voort met Jesaja 33, 'n regte oordeelsaankondiging oor die stad. Hy sal bestendigheid aan jou tye bied, 'n rykdom van bystand, 'n wysheid van kennis, ontzag vir die Here, dit is sy skatte. Dit was waarmee ons gister afgesluit het, dit was vers 6. Nou wat gebeur as mense nie hierdie skatte vat nie aanvaar nie? Dis nou vanaf vers 7 volgend. Kyk, die mense van Jerusalem roep om hulp op straat. Die boodskappers van vrede huil bitterlik. Gebaande weë was verlate. Niemand het meer op die pad verbygegaan nie. Hy het verdra verbreek, hy het stede geminag, hy het mense nie geag nie. Dit het droog geword, die land was uitgedor, die Libanon was verbluf, het swart geword. Saron het soos die Araba geword, Basan en Karmel het hulle blare verloor. Nou gaan ek opstaan, sê die Here. Nou gaan ek myself verhef. Nou gaan ek my oprig. Julle raak swanger van droog gras. Gee geboorte aan kaf. Julle asem is 'n vuur wat julle sal verteer. Die volke sal 'n kalkbrandery word, afgekapte doringstruike wat 'n vuur aan die brand moet kry. Luister, julle wat ver is na wat ek gedoen het, en julle wat naby is, erken my mag. Vriende, ons lees tot sover met baie mooi beeldspraak word absoluut die nutteloosheid hiervan aangedui. As ek praat van droog gras, kaf, en dan afgekapte doringstruike, al wat jy uiteindelik verkry is om 'n vuur net in die gang te kry. Dit kan nie eens ordentlike kole maak dat jy nou vir jou lekker kos kan gaar maak of 'n vleisie in ons tyd kan draai op dit nie. Dis eintlik nutteloos. En dan weer kom die oproep. Luister. Nee, hoeveel keer het ons hierdie woord al in Jesaja gehoor? Luister. Julle wat ver is na wat ek gedoen het, en julle wat naby is, erken my mag. So die Here bly ingryp en bly hierdie goed doen, en iewers sê vir mense, luister nou, stop. Hou rekening met God. Erken wie is God. En vriende, jy kan nou maar vandag self besluit. En dalk is dit 'n besluit wat jy eerlik met jouself moet deel. Is jy van die wat ver is? Of is jy van die wat naby God is? Ja, in hierdie konteks het dit bietjie anders betekenis gehad. Die wat ver is het heel moontlik verwys na die ander volke en die heidene nasies. En die wat naby is moontlik verwys na Israel. Maar waar is jy? Is jy ver of is jy naby? Die punt is, jy moet nog steeds rekening hou met wat God gedoen het, en wie hy is, en sy mag erken. Mag ons dit doen vandag. Amen. Here almagtige God, ja, ons wil vandag kom bid dat U ons sal red van 'n nuttelose bestaan, van 'n bestaan wat in elk geval op die dood uitloop. Red ons daarvan. En help ons, Here. Help ons om nader aan U te kom en regtig U te erken en U raak te sien. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag u ook 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.